Goeiemôre broers en susters. Baie welkom ook by vanoggend se erediens, ons ontmoeting met die Here. Tot eer van sy naam en ook tot opbou van ons geloof. Ons wil sommer eers net noem as daar enige nuwe lidmate is of besoekers is. Ons wil jou graag ontmoet. Net by die deur uit die buite is daar 'n boom, die welkomboom. Iemand sê daar ontmoet, dat ons 'n bietjie net jou leer ken, dat jy ook die gemeente kan leer ken. En dan is hier nou julle rits nuwe lidmate wat ons vanoggend gaan verwelkom. En meeste van hulle is in die boodskapper, maar Mieke en Malan en Mieke Meyer is nou nog nie, julle fotootjie is nie in die boodskapper en is ook nie op die bord nie. Is julle hier? Daar agter, daar's hy. Stel gou opstaan asseblief. Hulle is eintlik al baie bekend met ons, en ons met hulle ook. Hulle is baie betrokke, ook by die koningskinders, ons is dankbaar daarvoor. En ons sal nou volgende week julle fotootjie op die bord hê en volgende week dan nou ook julle gesiggies in die boodskappers sodat almal mooi kan sien hoe hulle lyk. Maar baie welkom en mag dit ook vir julle tot groot seën wees. Dan is hier nog 'n paar vir Almi Lamey, is jy hierso? Almi, as hy baie welkom, ek gaan bly staan. Ek gaan vra vir Rudolf en Elisa de Villiers, is julle hier vanoggend? Ook daar agter, baie welkom, julle bly staan asseblief en dan mense kan sien julle lyk en dan Nicola Bester.
die deur agter, Nicola, baie welkom vir jou, en dan Cassie en Annika, ook agter. Goed so, ons sal dit die nuwe intrekker hoekie maak daar agter, om mekaar kan leer ken, maar baie welkom. Dis vir ons 'n groot voorreg en 'n groot verantwoordelikheid ook, dat julle kan deel wees van ons gemeente, dat ons julle mag bedien, maar mag julle ook groei in julle geloof, en mag julle ook ons bedien met die gawes wat die Here vir julle gegee het. Baie welkom, baie dankie julle. Dan, Jenny Wendt is ons kantoortannie, sy werk in die kantoor, en sy is nie hier vandag nie, maar sy verjaar vandag. So, wens haar toch geluk, as jy nie haar nommer het nie, op die voorkant heel bo op die nuusbrief staan die kantoornommer, jy kan sommer net daartoe vir haar ook 'n baie geluk boodskapie stuur. Jenny gee regtig haar hart en haar siel vir hierdie gemeente. Sy werk, dis nie net vir haar werk nie, dis vir haar 'n roeping, en sy bedien die gemeente so mooi, en mens kan enige tyd op haar knoppie druk. So, as jy haar nommer het, of as jy die boodskapie volsien in die kantoor voontoe, wens haar asseblief ook dan vandag geluk. Dan sal jy sien onder lief en leed, baie van ons lidmate is gehospitaliseer. Ons dink aan Elise Weeks, sy is weer ontslaan, en Judith Coetzee, Mariet Oukamp, Mossie Creer, Verona Pretorius en Leanay Opperman. En dan ook Herman Klomp het ons gehoor, het 'n bloedklont in sy long gehad. Hy word amper weer ontslaan, dit gaan beter met hom. Maar ons dink ook graag net aan hulle in hierdie baie moeilike tyd. So onder meelewing hou hulle asseblief in gedagte. Dan het ons ook nuus ontvang van AJ. Hy is op die oomblik besig in Afrika en Angola om opleiding te gee namens Harvesters. En hy het nou gister 'n boodskap gestuur van een van die pastore wat hulle besig is om op te lei. Paul is sy naam. En in sy omgewing was daar 5 huise afgebrand, onder wie sy huis ook afgebrand is. Daar 7 mense in die brande oorlede, waarvan 2 sy kinders is. So sy huis is afgebrand. So hulle weet nie of is dit 'n aanslag van die moslems nie, dit lyk of dit so iets is. Maar dis iets wat hulle baie swaar getref het, dat ons ook net aan hulle dink. Ons het vanoggend dan die wonderlike voorreg om die doop te bedien. Nou net vinnig daaroor sê, dit is die 10de babietjie, wat die Here sy verbond mee sluit in 4 maande in hierdie gemeente. Ons is regtig dankbaar, dis klein Hanna Botha, en dis ook Hanna sy heel eerste dag van die Here. Sy is maandag gebore, en sy word vandag gedoop. Ons is regtig dankbaar vir die groot genade wat die Here ook vir daardie gesin betoon, en mag haar ouers ook haar mooi groot maak tot eer van die Here. En dan het Koos se pa kan nie hier wees in oggend nie. Ons is dankbaar vir die tegnologie. Hy is op die oomblik in Saudi-Arabië, en hy kan van daar af deur die internet inskakel, so vir hom ook net baie welkom sê. Ons gee graag die blomme hierdie week vir Johanna de Pre. Jy het gesien in die boodskapper, haar suster is oorlede in die week, skielik oorlede, en ons dink ook aan tannie Johanna ook in hierdie baie moeilike tyd wat sy moet deurmaak. Laaste afkondiging net, GF36 wil graag die gemeente bedank. Hulle het donderdag alles wat deur die gemeente ingesamel is aan helpende hand oorhandig, wat dit weer aan ander behoeftige mense gaan uitdeel voor die winter, en jy sal in die boodskapper sien die wonderlike hoeveelheid goedere wat ingesamel is, nee, komberse en klere en so wat ander mense mee bedien kon word. En ek kan nie vir julle die blydskap sê wat help aan die verrassing eintlik om te sien hoe oop die gemeente se harte is, en die gee daarvan, sodat ander mense ook in die winter kan ingaan met klere en komberse wat hulle nodig het. Ons gaan vanoggend voor die erediens saam sing Psalm 3. En net vinnig die agtergrond van die Psalm gee, of die inhoud van die Psalm gee. Dis 'n Psalm wat geskryf is deur Dawid toe hy gevlug het vir Absalom. En in hierdie hele proses dat hy weggevlug het, hierdie gedagte dat die Here hom dalk verlaat het, en hy voel neergedruk in sy lewe as gevolg van die weerstand en die teenstand wat in sy lewe het. Maar dan het die mooi getuienis belydenis dat die Here is sy skild en sy helper. Dat hy plaas al sy vertroue op die Here, dat die Here is die een wat hom die vrede en die rus gee. En dan bely hy ook dat die redding alleen kom van die Here af, en hy eindig die Psalm met 'n gebed dat die Here ook die volk sal seën. Ons sit net so, dan sing ons saam Psalm 3, daarvan saam vers 1 en vers 2.
Ons votum is ons verklaring oor hoekom ons hier by mekaar is. En ons weet is dat omdat ons hulp is in die naam van die Here. En ons gaan dit saam sing, ons gaan staan, en dan sing ons saam Psalm 121, vers 1 en vers 2, dat die Here is ons enigste veilige vesting. Eintlik met dieselfde woorde wat in Psalm 3 ook gesing is. En daarna kan jy bly staan vir die seën, ook die lofsang tot eer van die Here en die geloofsbelijdenis. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God onze Vader, en ons Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons sing tot eer van die Here, ek het u baie lief, o Here, want u is my rots en my veilige skuiling. Die woorde van Psalm 18, vers 1, 8 en 12. Dankie Karika.
ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword, onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy, volgens die skrifte, opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit in die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ek glo in een heilige algemene apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Geliefdes, in ons verootmoediging voor die Here, kom ons luister saam na wat die Here van ons vra oor gehoorsaamheid en liefde. In 1 Johannes 2 vers 3 tot 11 en direk daarna gaan ons saam sing Psalm 34, ons sing daarvan saam vers 7 en vers 8. Kom ons luister saam na die woord van die Here in 1 Johannes 2. As ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daaraan dat ons hom ken. Iemand wat sê ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leienaar en die waarheid is nie in hom nie. Wie sy woord egter gehoorsaam, in hom met die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom is, wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus geleef het. Geliefdes, is nie 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskrywe nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die boodskap wat julle gehoor het, en tog is dit ook 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskrywe. Dat dit werklik so is te sien in Jesus en ook in julle, want die duisternis is in die verbygaan en die ware lig skyn al reeds. As iemand beweer dat hy in die lig is, maar hy haat sy broer, is hy nog steeds in die duisternis. Wie sy broer liefhet, bly in die lig en daar's niks wat hom laat struikel nie. Maar wie sy broer haat, is in die duisternis en lewe in die duisternis en weet nie waar hy gaan uitkom nie, omdat die duisternis hom blind gemaak het. Ons sit net so, dan sing ons saam Psalm 34 vers 7 en vers 8.
Ons gaan nou voort met die bediening van die doop aan Hannah Botha en haar ouers is Annel en Koos. En ek wil vinnig vir ons net hierdie gedeelte uit die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 34 saamlees, 'n gedeeltetjie daarvan oor wat ons bely van die doop. Ons bely dat deur die doop word ons in die kerk van God opgeneem en van alle ongelowiges en vreemde godsdienste afgesonder, om heeltemal God se eiendom te wees en sy merkteken te dra. Dit dien vir ons tot 'n getuienis dat hy ewig ons God en genadige Vader sal wees. Daarom het hy beveel om almal wat sy eiendom is met gewone water in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees te doop. Die doop beeld uit hoe die bloed van Christus deur die Heilige Gees ons van sonde reinig en ons as kinders van God wederbaar. Die water self bewerk dit nie, dit wys heen na Christus se bloed, wat ons van die mag van die sonde en die duiwel verlos. Die sakrament gee sigbaar wat God onsigbaar skenk. Reiniging, vernuwing, vertroosting en die nuwe lewe in Christus. Koos en Annel, ek gaan vra dat julle asseblief na vore kom. En Jakes, kom saam. Staan julle so om hierdie kant. Ek hou vir ons die formulier vir die bediening van die heilige doop aan kinders voor. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie 3 punte saamgevat. In die eerste plek, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore, en is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die koninkryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word in ons geleer deur die indompeling in en besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangetoon word. Ons word daardeur vermaan om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. In die tweede plek, die heilige doop betuig en verseël in ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. As ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël God die Vader in ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons sluit, dat hy ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons beswil wil beskik. As ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun in ons dat hy ons in sy bloed van alle sondes afwas. Daarmee lyf hy ons in die gemeenskap van sy dood en opstanding in, en hy doen dit sodat ons van die sondes bevry en voor God regverdig gereken word. En net so ook wanneer ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig. Dit doen hy deur ons tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons uiteindelik onder die gemeente van die wat uitverkies is, in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. In die derde plek, omdat alle verbonde uit 2 dele bestaan, daarom word ons ook weer deur God met die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet naamlik die enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n lewe in volkomme toewyding aan God lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie in die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En hoewel die kinders die dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle sonder dat hulle dit weet aan die verdoemenis in Adam deel het en ook sonder dat hulle dit weet weer in Christus tot genade aangeneem word. En net so spreek God tot Abraham, die vader van alle gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, wanneer hy sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou,
in hulle geslagte as 'n ewige verbond om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Dit getuig Petrus ook met hierdie woorde, want hierdie belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom toe sal roep. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond van die geregtigheid van geloof was. Net so het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en hulle geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, moet kinders as erfgename van die koninkryk van God en van sy verbond gedoop word. Die ouers is verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei, breedvoeriger hieroor te onderrig. En daarom gemeente, ontvang dan ook vir Hanna as deel van die verbondsvolk van God en die liggaam van Christus. En wees ook lief vir haar en bid vir haar en wees vir haar ook tot 'n voorbeeld van 'n lewe in Jesus Christus. Om dit kan troostryk doen, kom ons bid ook saam vir die seën van die Here. Ons Vader in die hemel, ons erken dat ons straf waardig voor U is. Dat U wet en die gebooie gee, dat ons dit moet nakom uit liefde uit, dat ons so ook moet wys dat ons U liefhet en ons naaste liefhet. Maar ons erken, Here, dat ons is swak. Het soveel keer gebeur dit nie, soveel keer weet ons en besef ons dat ons sonde doen teen U, juis omdat ons nie doen wat U vra nie. Ons weet die hele wêreld verdien eintlik die dood. En nogtans, Here, bewys U aan ons genade. In die Ou Testament is daar soveel voorbeelde, in die Nuwe Testament ook, wat U die bewys van die genade vir ons gee. Maar ons dink, Here, aan die Farao en die Egiptenare wat verdrink het, en hoe U volk veilig deur die water gebring het. U beeld vir ons daarmee die doop af, dat ons kan weet, dat U ons ook veilig bewaar. En ons bid, Here, dat ons voortdurend onsself 'n afkeer sal hê. Dat ons, waar ons nou die doop ook sien, hierdie sakrament wat U vir ons gegee het, dat ons sal nadink oor ons lewe. Dat ons sal nadink oor die verbond wat twee kante het en dat U ons in die verbond ingebring het met ons doop. Party van ons was babietjies en party van ons is groot mense. Maar waartoe U ons roep vir daardie gehoorsaamheid, dat ons daaraan sal dink dat ons by ons belydenis gesê het, maar ons sal U lief hê met ons hele hart, siel, krag en verstand. As ons dus hierdie sakrament sien, wek weer daardie nuwe gehoorsaamheid in ons. Gebruik hierdie genademiddel om U genade in ons te bedien. Ons bid vir Hanna, dat U haar asseblief in U genade sal aanneem, en dat U deur die werk van die Gees haar ook aan Jesus Christus sal bind deur die geloof. Laat haar tog saam met Christus die sonde afsterf en saam met hom opwek in 'n nuwe lewe. Dat sy U sal ken in wie U is, in die heerlikheid en liefde. Dat sy U ook sal lief hê met haar hele hart. Bewaar haar tog deur die hele lewe. Gee haar die krag en die geloof en die hoop en die liefde om tot U eer te leef. En dat sy ook eendag in vrede hierdie lewe kan verlaat en voor die regterstoel van haar Here, ons Here Jesus Christus kan staan sonder enige vrees. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Zanel en Koos, julle het gehoor dat die doop is 'n instelling van God om aan ons en ons kinders die verbond te verseël. En daarom, om te wys dat dit nie uit bygeloof uit is, dat julle hier is vanoggend nie, vra ons julle ook dat julle opreg op hierdie volgende vraag antwoord. In die eerste plek, hoewel ons kinders in sondes ontvang en gebore is, en daarom in allerlei ellende, ja, aan die verdoemenis self onderwerp is, bely julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is, en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop behoort te wees. In die tweede plek, bely julle die leer wat in die Ou en Nuwe Testament
en in die artikels van die Christelike geloof vervat is, en die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. In die derde plek, beloof julle, en neem julle voor om vir Hanna, en ook vir Jakes, van wie julle die vader en die moeder is, dat wanneer Hanna dit ook kan verstaan, in hierdie genoemde leer na julle vermoë te onderrig, en te laat onderrig. Ons vra julle, wat is julle antwoord? Ek gaan nou vir ouma Hannelie vra, om asseblief vir klein Hanna ook in te bring. Hanna Botha, ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Geliefde gemeente, kom ons sing tot eer van die Here. Kom ons staan en sing ons saam Psalm 149. Ons gaan daarvan 2 verse sing, dat hier is God se genade wat hy ook aan ons betoon. Ons vra nou dat oupa Waldo asseblief na vore kom om ook net die Bybel vir hulle te oorhandig. Terwyl ons nie voor staan, kom ons bid tot eer van die Here. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dis U wat ons sondes vergewe, dis U wat ons aanneem tot kinders, dat ons U kinders kan wees, en U ons hemelse Vader. En ons dank Here dat dit nie uit ons eie werk uit is nie, dat daar niks is wat ons kan doen nie, maar dat U vrye welbehae is, dat dit U genade is waardeur U ons aanneem. Ons dank Here dat hierdie dinge bevestig aan ons en verseël in die doop, en daarvoor dank en prys ons U. Ons bid vir Hanna, dat U haar in die lewe sal regeer, deur die Gees, dat U haar sal lei. Ons bid vir haar ouers, dat hulle haar met volle toewyding ook sal disipel. Dat hulle haar sal groot maak tot die eer van U naam. Dat sy ook U vaderlike goedheid en U genade kan ken. Ons bid dat sy ook ons enigste leraar, ons koning en ons hoëpriester Jesus Christus sal volg. Dat sy ook teen die sonde en die wêreld, die duiwel sal stry. Dat sy ook sal oorwin. Gee dit, sodat sy ook U as die enigste ware God vir ewig sal loof en sal prys. Amen. Geliefdes, ons luister saam na die woord van die Here vanoggend uit 1 Johannes 4, daarvan saam van vers 7 tot en met vers 21.
1 Johannes 4 vanaf vers 7. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie. Maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, hy het ons sy gees gegee en ons het gesien en is getuie daarvan dat die Vader die Seun as redder van die wêreld gestuur het. Wie bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin. God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus. Waar liefde is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees. Want vrees verwag die straf en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. As iemand sê ek het God lief en hy haat sy broer, is hy 'n leienaar. Want wie sy broer wat hy kan sien nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry. Wie vir God lief het, moet ook sy broer lief hê. Geliefde broers en susters, hoe wonderlik groot is die Here se genade nie teenoor jou wat hier is vanoggend nie. Dat jy deur die genade van die Here kan deel wees van die kerk van die Here. Dat hy jou uit die wêreld uitgebring het, na sy kerk, uitgeroep het uit die wêreld, deel gemaak het van sy kerk. Want daar is nie nog so 'n plek op die aarde nie. Daar is nie nog so 'n gemeenskap van mense soos die kerk nie. Dis die enigste gemeenskap waar daar veronderstel is om totale liefde, absolute liefde teenoor mekaar bewys te word. En nou weet 'n mens, die wêreld, hoe lyk die wêreld? Mens sien dit in die nuus, mens sien hoe mense is, hoe mense met mekaar werk. Mens sien die geweld, mens sien die haat, mens sien die oorlog. Mens sien selfgerigtheid. Ons besef nie aldag hoe groot die Here se genade is, dat ons in wie die Gees woon en werk, kan deel wees van sy kerk nie. Dat almal wat hier sit, of kan mens sê die meeste wat hier sit, hopelik almal, in ons woon die Gees, in ons werk die Gees, en wek hy liefde, sodat ander wat hier rondom ons sit, juis daardie liefde mag beleef, sodat ons hierdie groot liefde wat die Here vir ons gee, teenoor mekaar sal betoon. So die Here gee vir ons sy Gees, dat ons in vrede kan leef, en dat ons juis uit daardie vrede uit, liefde kan bewys teenoor ander. En hierdie liefde moet eintlik in oorvloed beleef word. Jy as gelowige wat deel is van 'n gemeente, maak dit prakties, jy wat deel is van 'n gemeente kerk Belwel Oos, moet kan getuig dat die liefde van die Here is hier sigbaar. Dat die liefde van die Here is tasbaar binne hierdie gemeenskap van mense. Dat dit regtig mense is wat in liefde na mekaar uitreik, in liefde mekaar bedien, in liefde mekaar opbou.
elke lidmaat hier behoort jubelsange tot eer van die Here te sing. Nie net omdat die evangelie hier verkondig word en suiwer hier verkondig word nie, maar juis omdat die evangelie hier uitgeleef word. Hier moet mense beleef hoe gelowiges hulle self vir mekaar gee, hoe gelowiges van hulle self vir mekaar gee. Dat die liefde in oorvloed is. Vir die kindertjies net sê op 'n praktiese vlak, julle moet hier in hierdie kerk kan sien hoe mense mekaar liefhet, deur mekaar te help, mekaar mooi dinge te sê, mekaar goedjies te gee. En die Here vra vir jou ook om dieselfde te doen. En dis dan ook die tema van die briewe van Johannes, en dis baie duidelik oor hoe dit 'n paar keer in sy briewe na vore kom, en hoe die opdrag herhaaldelik vir gelowiges gee. Ons sien eintlik amper elke Nuwe Testamentse brief eindig op dieselfde noot, dat daar liefde moet wees onder die gelowiges. Dat die liefde beoefen moet word. Dat geloof en godsvrug moet sigbaar wees in ons dade. Dat kerk wees is nie enige plek waar daar net alleenlik dogma kan wees sonder dade nie. Dat die waarheid hier verkondig word, maar dit glad nie sigbaar is in hoe ons leef nie. Dat die genade vir ons gegee word, maar ons hou dit vir onsself nie. Maar daardie genade moet sigbaar wees in elkeen van ons se lewe. En juist daarom kom hierdie deurlopende opdrag in Johannes se briewe nie verander nie, nie dat ander dit moet uitleef nie, maar dat jy dit ook moet beleef. Dat jy die stem van die Gees hoor, dat jy die evangelie hoor, oor wie God is en sy liefde vir ons in Christus wat liefde behels, sodat jy ook hierdie gemeente moet lief hê. Liefde is dus nie 'n opsionele byvoeging, iets wat nou 'n bietjie mooi sal lyk as ek dit byvoeg by my geloof nie. Liefde is 'n uitdrukking van jou geloof. Dis direk sigbaar om te sien, maar verstaan ek die evangelie, want dit sal wys in hoe ek liefhet. Dis 'n duidelike kenmerk daarvan, 'n merkteken van jou geloof in hoe jy liefhet. In die vorige hoofstuk, in hoofstuk 3, het Johannes geleer hoe ware liefde lyk. En baie mooi daar gesê, ware liefde is selfopofferend. Dat ware liefde is nie net bloot 'n gevoel wat ek teenoor iemand het, of dalk net mooi woorde nie, maar dat ware liefde altyd selfopofferend van aard is, dat jy barmhartigheid en vrygewigheid gee, jy sluit nie jou hart vir jou broer of jou suster in nood nie, maar uit liefde uit hou jy nie op om van jouself te bly gee nie. Dat ware liefde is bereid om jouself op te offer, om ander te dien, om selfs 'n verlies te ly, tot voordeel van ander. Dit wys as in die dade van barmhartigheid en vrygewigheid, jy sluit nie jou hart vir ander toe nie. En dis juis hoekom die Gees ook in jou woon en in jou werk, jou geloof gewys kan word deur dade. Dis waartoe die Heilige Gees hierdie gemeente lei en werk. En nou begrond Johannes in hierdie gedeelte weer eens hierdie opdrag om lief te hê, in die feit dat God liefde is, dat God sy liefde vir ons gewys het, die groot liefde, en ook hoekom daardie liefde in ons gewek is, dat dit alle vrees verdryf, en dat ons ook in staat gestel word om liefde te gee. So Johannes begin in die eerste plek deur te sê dat God is die bron van liefde, van ware liefde. Dis nie net op verhoudings gebou nie, sê nie, maar daar moet goeie verhoudings wees, dis nie net 'n opdrag nie, maar daar is 'n begronding daarvoor in die wese van God. En broers en susters, dink jouself dit in. In alles wat God is, sê Johannes hier baie mooi, is hy ook liefde. Dis 'n wesenseienskap van wie God is. Hy het nie eers gehaat of eers gekry toe hy die wêreld geskep het nie, maar in sy wese is God liefde. Van ewigheid af was daar liefde, want God is liefde. Dit is nie eers bestaan toe hy die wêreld geskep het en mense gemaak het nie, maar in ewigheid het die Vader en die Seun en die Heilige Gees in mekaar lief met 'n volmaakte liefde. En wat Johannes hier sê, is nie 'n verdraaiing van die waarheid. Mens sien dit baie mooi in die wêreld. Die wêreld wil altyd die waarheid verdraai en iets anders mens voorhou.
As jy staan dat God is liefde, kan mens nie omdraai en sê, ja, maar liefde is God nie. Dis wat die wêreld doen, dis wat die Satan doen. Hy laat dit so mooi lyk. Dat die wêreld wil graag God reduseer na een eienskap, na abstrakt toe. Dat hy nie ook regverdig is, 'n wese is, heilig is nie. Maar net dat liefde God is. Die wêreld wat liefde as 'n God verklaar, stel eintlik daarmee, maar daar mag nie enige waarheid saam met dit wees nie. Daar is nie 'n absolute waarheid ook nie. En daarom mag niemand geoordeel word in hoe hulle liefhet nie. Hulle mag liefde op enige manier bewys en enige liefde is goed. Want dis God. Die wêreld sê dat ware liefde vir jou totale vryheid gee oor wie en wat en hoe jou liefde mag lyk. En is eenvoudig nie waar nie. Liefde is nie God nie. Maar die waarheid is dat God ook in sy wese liefde is. En ons mag dit ook nie afwater en min daarvan dink en sê, maar God is ook net bietjie liefdevol nie. Dat dit bloot net iets is wat God net ook doen nie. Maar dit is deel van hom, is deel van sy wese, dit is wie hy is. So uit liefde uit, skep God die wêreld, om ook mense te skep, waar die liefde van hom mag beleef. Hy skep mense, sodat hulle ook liefde kan wys teenoor mekaar en teenoor God. Dis hoekom die mense skep. So hy is die bron van alle liefde, en hy skep wesens wat na sy beeld gemaak word, wat hierdie selfde kan doen. Hulle kan mekaar lief hê, en hulle kan God ook waarlik lief hê. So liefde soos die Here wil hê, opregte liefde, kom van God af. Dit ontstaan nie uit 'n mens self nie, maar dit kom van God self af. So uit sy wese uit skep hy ons en maak hy ons en gee vir ons die vermoë om te kan lief hê. En tog staan God se liefde nooit los van sy ander eienskappe nie. Ons weet dat God ook regverdig en heilig is en dat hy goed is. Maar sy liefde is altyd 'n heilige liefde, 'n regverdige liefde, 'n ware liefde. 'n Liefde wat in die waarheid bedien word, nie sonder die waarheid nie. En juist daarom sien ons in die kruis hoe die liefde en die geregtigheid saamkom, hoe God sondaars let in liefde, hoe sy regverdigheid ook gehandhaaf word. En dis dan juist Johannes se volgende punt. Johannes wys dat omdat God liefde is, moet dit noodwendig in sy dade wys. Daar sal iets van 'n teenstrydigheid wees om te sê, maar God is absolute liefde, maar daar's niks sigbaar daarvan nie. Ons kan niks daarvan ken nie, ons kan niks daarvan sien nie, ons kan niks daarvan weet nie. Dit sal 'n teenstrydigheid wees. En juist daarom sê liefde moet in die dade gewys word, so God se liefde bestaan nie net bloot in woorde nie, of in bedoelings dat hy bedoel het om ons liefde te wys nie, dat hy gesê het hy sal ons liefde wys, maar hy het nog nie. Maar God se liefde vloei altyd uit hom uit en hy wys dit altyd. Dis altyd iets wat ons kan ken. En daarom vind ons en sien ons God se liefde in alles wat hy doen. In die skepping, ons sien God se liefde in sy voorsienigheid in ons lewe. Ons sien God se voorsienigheid in die verlossing van sondaars, in sy getroue versorging van kinders, en hoe sy liefde ons omvou en ons nooit sal verlaat nie, ons nooit kan loskom daarvan nie. Hy het sy liefde as die grootste Godsopenbaring aan die mensdom bekend gemaak. Dat die Vader weet presies wat dit gaan kos, dat sy liefde sondaar mense moet bereik. Dit gaan hom kos dat hy sy enige gebore seun moet gee. Dat die Vader iets wat baie kosbaar is vir dit, waarvoor hy oneindig lief is, sy seun vir die wêreld gee om vir hulle te sterf. Hy gee dis nie een van sy skepsels en sê maar hy is een van die skepsels gee, so sommige sektes sê nie. As sy geliefde seun. Hy weet, hy sal op 'n punt kom wat hy homself sal verneder, die seun. Hy weet as hulle 'n punt kom, as hom so ver verneder tot die kruis, dat hy sy liefde vir hom sal wegtrek, sy liefde wat in die ewigheid by sy seun was, sal hy daardie liefde vir hom laat ophou, sy seun net al die oordeel oor die sonde moet kom, die Godverlaatheid moet beleef.
Maar die Vader wys dit. Hy gee dit. Aan die kruis verneder die Seun homself en hy neem die sonde op hom. Hy word deur God verlaat, hy ontvang net die oordeel, waar hy in ewigheid net liefde van sy Vader beleef op daai oomblik God verlaatheid, beleef die oordeel, die toorn van God oor die sonde. Maar hy doen dit juis, sodat God se liefde op mense kan kom. So hoe kosbaar is dit nie? Ons kan nie bely dat God liefde is, maar dit nêrens sien nie. Hy wys dit, nie deur intensie, nie deur gevoelens nie, maar hy wys dit deur sy Seun vir ons te gee, dat ons sy liefde kan ervaar. So die kruis openbaar juis die grootheid van God se liefde, dat hy het nie gesterf vir mense wat die liefde verdien het nie. Hy het nie gekom wat God gesien het, sekere mense is goeie mense en hy sal vir hulle sterf nie. Maar hy het gekom vir mense wat totaal onwaardig is, vir ons wat sondaars is, vir ons wat vyande van God is, vir ons wat in ons wese God en ons naaste haat. Hy kom en hy gee sy lewe vir ons, sodat ons God se liefde mag beleef. En dit maak die evangelie so onsagwekkend, om na te dink en te besef wat die Here vir ons gedoen het. Ons totale sonde, skuld, onvermoë, ons absolute liefdeloosheid, ons haat vir God. Maar aan die ander kant God in sy volmaakte heiligheid en geregtigheid en sy oorvloedige liefde vir ons. Alles het daarop gedui en alles is so dat ons net God se oordeel moet kry. Maar nogtans wys die Here vir ons liefde. Hy gee sy Seun vir ons. Hy bring al die oordeel op sy Seun, sodat ons daardie liefde kan ontvang. En nou is die hele argument van Johannes, dat as ons daardie liefde van God ontvang het, as hy deur sy Seun vir ons gesterf het, dat as ons kinders van God gemaak word deur die kruis, dan moet daar 'n effek in ons lewe ook wees. Dit kan nie weggesteek word nie. Dit moet gewys word. So as God se liefde nie weggesteek kan word en sê, maar God is liefde, maar hy wys dit glad nie. Net so, as ons uit die bron van liefde ontvang, moet daar 'n effek in ons lewe wees. Dit kan nie net wees dat ek ontvang al daardie liefde van die bron van liefde, maar my lewe lyk nog dieselfde nie. En daarom sê Johannes in hierdie gedeelte dat sy liefde verdryf alle vrees by ons. Broers en susters, dink jouself in, die eerste sonde van die mens, nadat Adam en Eva gesondig het, kruip hulle weg vir God uit 'n absolute vrees. Adam en Eva is bang, want hulle weet hulle gaan gestraf word, hulle weet dat die straf op die sonde is die dood. Die Here het gesê, julle sal sekerlik sterf. Hulle is nou so bang vir God, hulle wil wegkruip. Ons sien in die tuin van Getsemane dat Jesus ook waar die vrees by hom het oor wat van voor lê. Hy het geweet dat die oordeel van God oor die sonde gaan hy moet dra. In ander woorde, die straf wat die mens moes kry, het hy gaan betaal aan die kruis. En daarom is die straf op ons sonde weggeneem, dis betaal vir ewig. Jesus het daarvoor gesterf. Hy het in die kruis gesterf, sodat ons nooit meer God se straf op ons sonde sal ontvang nie, nooit meer nie. Ons sal nie God se oordeel ontvang nie. So daardie straf wat ons verwag het, van ek is sondig en die Here gaan my ontbloot en ek gaan voor die Here staan met al my sonde, is weggeneem, dis betaal. Hy het daarvoor gesterf aan die kruis. En hy kom en hy herstel hierdie liefdevolle verhouding tussen my en God. Dat ek God sal beleef wie hy is in sy wese as God van liefde. Dat ek nie vir God hoef bang te wees nie. Dat ek nie hoef bang te wees vir die oordeel wat kom nie. Daar nie meer van die oordeel is nie. So die oordeelsdag is nie 'n dag van vrees vir my as gelowige nie. Maar is 'n dag van volle versoening. Die oordeelsdag is nie meer iets waarvoor ons bang hoef te wees nie, want die Here het al my sonde betaal. En juist daarom sê die Here, die gees het ons gegee, is nie 'n gees van vreesagtigheid nie.
So die Here wil nie meer hê ons as kinders van hom moet in vrees lewe nie. Ons moet in absolute sekerheid lewe, my sonde is weggeneem deur Jesus. Die grootste liefdesdaad in die geskiedenis het die Here aan my bewys en daarom is my sonde betaal. En juist daarom is ons God se kinders en nie meer bang nie. Dat ons in 'n groot troos kan lewe wat die Here vir ons gee. Dat Johannes stel dat ons hierdie liefde is waar perfek word, waar die liefde sy doel volkome bereik. Is dat ek sal besef hoe groot God se liefde vir my is, juis sodat ek nie meer hoef te vrees nie. Dat ek as sondaar kan weet, die genade van die Here is groter as al my sonde. Maak nie saak hoe groot of aanhoudend dit was nie, die Here het vir my sonde gesterf aan die kruis. En dis wat die Here wil hê moet gebeur in ons lewe, dat ek as individu waar die besef van die Here se liefde moet hê en volkome getroos moet lewe. Maar God se liefde in my lewe wek ook liefde. Dit gaan dus nie net oor ek wat getroos in die lewe moet leef nie, maar dit gaan oor God se liefde wat in my hart uitgestort word sodat ek dit ook moet doen. En nou sê Johannes, niemand het God ooit gesien nie. Ons weet God is gees en geen mens kan met sy oë waarneem nie. Maar tog is dit sigbaar hoe God werk. As daar die liefde van God in die midde uitgeoefen word, ons mekaar liefhet, dan sien mens hoe God werk. God se werk word sigbaar. En die evangelie word as die grondslag van alles Christelike liefde. Dat sonde het onsself na onsself toegedraai, sonde het gemaak het ons God haat, ons eintlik net onsself wil bedien. Maar die evangelie waar God gee, die evangelie waar Jesus Christus homself opoffer, dit word die grondslag van my lewe as Christen. Waar ek ook gee, waar ek myself ook opoffer. Niemand wat waarlik die evangelie verstaan, waarlik begryp dat wat Christus my gedoen het, wat homself opgeoffer het, kan net teruggaan na 'n lewe van ondankbaarheid, 'n selfgerigte lewe nie. As iemand besef hoe diep God se liefde vir jou is aan die kruis, dan beweeg die Gees my om ook so te lewe. Dis Johannes argument, dat God se ware liefde ook liefde by ons voortbring. Dat as ons uit God uit gebore is ons soos sy kinders, wat dieselfde eienskap as ons Vader vertoon. As die Gees in my werk, moet ek die vrug van liefde wys. As ek 'n kind van God gemaak is, wil ek tog my Vader se eienskappe ook wys, ek wil liefde wys. Juist daarom is Johannes se oproep ook prakties. Dat ons mekaar moet lief hê, nie net mooi woorde of ideale nie, maar regtig prakties, sigbaar. Dit kan ook nie iets wees en sê, maar ek het mense lief, jy kan dit nie sien nie. Liefde werk nie so nie. Liefde word ervaar deur iemand, liefde moet sigbaar gemaak word, dat iemand dit weet en ervaar. Ja, is daarom hierdie vraag wie opreg vir myself vra, het ek my broers en susters opreg lief? Verstaan ek die evangelie reg van wat die Here vir my gedoen het, en leef ek my lewe ook so tot eer van die Here? Groei ek in geduld en in vriendelikheid en selfverloning en opregte liefde vir ander? Of is ek hoofsaaklik op myself gerig? Want die Christelike lewe is voortdurende groei in hierdie liefde, omdat ons al hoe meer gevorm word na die beeld van Christus. Broers en susters, ons dink so baie keer dat die verlossing stop by myself. Ons vra baie keer die vraag van oor myself, kan ek weet dat ek hemel toe gaan? Ons dink baie keer dit moet oor myself gaan, oor my verlossing, dat ek hemel toe kan gaan. En tog is dit nie wat die Here vir ons vra nie. Ons verlossing gaan oor die Here se heerlikheid. Dit gaan daaroor dat God verheerlik word in hoe ons lewe, in hoe ons geloof hier op aarde uitlewe. Dit gaan daaroor dat God die eer ontvang wanneer ons mekaar liefhet
soos God dit wil hê. En hier is die toets vir jou. Liefde is nie iets wat jy kan wegsteek of niemand van bewus kan wees nie. Hoe lyk jou liefde teenoor ander? Hoe lyk jou liefde teenoor lidmate van Gereformeerde Kerk Bellville Oos? Kan ander in hierdie gemeente getuig dat jy hulle waarlik liefhet? Want die evangelie kom nie net om jou denke te verander nie, maar die evangelie kom om jou hele lewe te verander, jou werke. Die evangelie is vir jou oopgebreek sodat jou lewe radikaal anders kan lyk. So die liefde van God dryf hierdie vrees uit. Maar die liefde van God dryf ook die haat teenoor hom en die naaste uit. Ek kan dus nie sê ek het God lief, maar ek wys nie liefde vir my naaste nie. Dis ondenkbaar, dis belaglik. Daar is nie diskriminasie sê, maar goed, ek het die Here lief en ek dien hom, maar nie die lidmate hier rondom my nie. En jy is daarom. Laat ons mekaar lief hê, want die liefde kom van God af. Wie nie lief het nie, ken God nie. God is liefde. Hulle wat lief het, is uit God gebore. Kom ons herhaal wat ons in die begin gesê het. Hier moet liefde in oorvloed beleef word. Daar is nie nog so 'n gemeenskap op hierdie aarde nie. Elke lidmaat moet met jubelsange voor God om loof en prys, nie net om die evangelie hier verkondig word nie, maar omdat die evangelie hier uitgeleef word, verstaan word en uitgeleef word, wat die Here ons mekaar gee. Hier moet ander kan beleef hoe jy jouself vir hulle gee. Op watter manier ook al, of dit in nood is, of geleenthede is, waar jy kan liefde wys, maar dat mense kan getuig, dat hier is liefde van die Here in oorvloed. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, hoe kosbaar is dit nie dat ons kan weet dat U liefde is? Dat U ons liefhet met 'n ewige liefde, 'n liefde wat nooit kan verminder nie. Dat U ons altyd, tot in ewigheid, met die volmaakste liefde sal lief hê. Ons dank Here dat U die wêreld so lief gehad het, dat U U enige gebore seun gegee het. Dat U U liefde daarin gewys het, dat U hom vir ons gestuur het toe ons nog sondaars was. En ons deur hom U wonderlike liefde mag ken. Mag ons saam met die kerk van alle eeue oordink oor die breedte en die lengte, die diepte en die hoogte van U liefde. Die besef dat daar niks in die skepping is wat ons uit U liefde kan wegneem nie. Maar Here, dat ons deur die werking van die Gees getrou sal wees in ons uitlewing van liefde teenoor mekaar. Hoe dit so sterk wekroep is deur die Gees vir ons lewe. Dat ons werklik waar sal toets of ons mekaar liefhet. En daar waar ons gebrekkig is, bid ons Here vir U, vir die krag. Mag ons tog toeneem daarin. Mag daar 'n getuienis in die wêreld uitgaan van die liefde binne hierdie geloofsgemeenskap. En ook 'n liefde wat uitstrek na die wêreld. Ons bid vir ons lidmate wat deur beproewings gaan. Mag ons ook in liefde hulle elkeen bedien. Ons dink aan hulle wat opleiding in Afrika gee. Ons dink aan pastoor Paul wat so groot verlies gely het. En ons bede is dat U vir hom en sy gesin sal versterk. Mag hulle U naby daar beleef en mag hulle ook in hierdie omstandighede deur U liefde toegevou word. Dat mense hulle sal bedien. Dat die geloofsgemeenskap van die kerk mekaar sal toevou in liefde. Wil jy hulle vertroos? Wil jy hulle bemoedig
om ook aan te hou om die evangelie te verkondig. Mag ons oordink die groot genade wat U vir ons gee om vrylik hier te sit, om die woord te mag aanhoor. Ons loof en ons prys U naam daarvoor. Amen. Geliefdes, ons offergawe gaan vandag vir die diakonale kas, sowel as ook vir die Bolandse bedieningsfonds. En ons gaan afsluit met die sing van Psalm 116. Ons gaan daarvan saam sing verse 1, vers 5, vers 7 en vers 10. En die wonderlike woorde, wat kan ek die Here vir al sy guns vergeld? Ek sal sy naam met dank en erkenning prys. Voordat ons dit saam sing, ons graag eervolle losmaking gee aan ouderling Henk Hartman. Hier sal sien in die nuusbrief, ons het daar aangedui. Ek het nou nie so vinnig opgetel of vir Henkie so sien nie. As Henk hiervoor ekskuus. Henk, wil jy opstaan asseblief net? Henk, ons is dankbaar vir die geleentheid wat die Here vir jou gegee het ook om die gemeente te dien. Ons weet die omstandighede het moeilik geraak, maar ons bede is ook dat die Here jou sal seën op die pad vorentoe en dan hopelik later ook weer roep om weer te dien in sy kerk. Henk, baie dankie daarvoor. En dan ook vir Elise Opperman. Elise, waar is dit jy? Daar agter. Elise, baie dankie ook. Die Here het jou ook vir 'n hele tyd lank gebruik om as diaken te dien in sy kerk. Ons is Here opreg dankbaar vir die gawes en die geleenthede en die ywer waarmee jy werk gedoen het. En ons bid jou ook die Here se seën toe met die pad jy vorentoe moet stap. Baie dankie, Elise. Kom ons staan en sing ons saam Psalm 116 vers 1, vers 5, 7 en 10. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by elkeen van u. Amen.
Ons vra dat julle gou net 'n oomblik sit asseblief. Toby gaan vinnig vir ons 'n aanbieding doen oor die gemeentekommunikasie en die webblad. So die kinders moet ook net eers 'n oomblikie wag. So sit sommer hier voor op die bankie en dan as oom Attie gaan begin praat, hierdie oom gaan begin praat, dan mag die kinders verdaag. Goed, so eers Toby en dan as oom Attie begin praat, kan die kinders verdaag vir katekisasie. Ja, ek sal vinnig praat voor om Attie praat. Ek wil net vinnig iets sê net oor die tegnologiekomitee, maar ek wil eintlik dat Attie praat oor die webwerf en al die veranderinge wat gaan plaasvind daaroor. Nou, die van die wat niet is, daar's bestuursouderlinge en herderouderlinge wat saamwerk, maar die bestuursouderlinge kyk meer na sekere portefeuilles net om te kyk dat alles mooi werk. Nou, tegnologie is my baba, so ons kyk maar na die projekter en klank, al die goed wat jy sien wat gebeur hierso en die uitsendings op YouTube, en dan die goed wat gestoor word, die preke wat in die dienste wat gestoor word op die webwerf. Nou een van die goed is ook die tuisblad. Nou gelukkig Attie doen dit al 'n hele paar jaar en hy gaan nou net vir jy 'n bietjie vertel oor veranderinge wat gaan plaasvind, wat alles gaan verbeter. Nou ons het wat ek net wil vra voor hy begin, ons sweetkamertjie is hierso waar tussen hierdie 4 muurtjies hierso. Nou ons het 'n bietjie hulp nodig. Ons is omtrent 9 mense wat daar werk. Nou die opereer die op die klank te werk, so saaklik my werkie, maar kyk ook na die ander goed, maar enige lidmaat, ook kinders, as julle wil kom werk en opgelei word om daar te werk, om die psalms om die liturgie te wys en video's en allerlei goed wat gebeur, is julle welkom om ons te kom om deel te word van die span. Julle kan met my praat of met Matt Venter. Die wat nie vir Matt Venter ken nie, dis ek en hy hardloop gewoonlik rond hier so as daar 'n klein probleempie is. Maar hy kan na my toe kom. Nou, voor Attie oorvat, ons het, ek hoop hierdie ding gaan duidelik uitkom hier, omtrent so jaar gelede, het 'n lidmaat van ons gemeente my daarop attent gemaak, dat Ekerk 'n aanbieding gaan doen oor hoe mens moet werk met sosiale media en om verskillende goedes te doen om die vloei van kommunikasie en inligting beter en vinniger te maak. Okay? So hulle het dit amper 'n jaar gelede aangebied en ek gaan nou nie vir alles vertel wat hulle gedoen het nie, maar dit was hulle eindresultaat gewees. Nou ons hoef hulle nie te kopieer alles wat hulle doen nie, maar ek dink seker van die goed wat hulle gebruik kan ons ook gebruik om het vinniger te maak. Nou hulle hele hoofidee was dat alles vloei. Goed, jy het nie 'n aparte sisteme wat werk en jy moet apart op hulle inkom en dit alles in die gang lei nie. So ek het so amper 3 weke gelede die tegnologiekomitee vergadering gehad en ek was reg om al hierdie wonderlike goed vir Attie te wys. En vir gevra, kan ons nie, maar ons goed ook so probeer integreer dat alles mooi saamwerk en allerlei ander redes nie. En gelukkig praat Attie toe eerste en toe het hy dit klaar gedoen. Het was 'n groot verligting, want ek het amper vir 'n jaar geloop met die idee van hoe gaan ons dit doen en so, maar met kommunikasie het ek en Attie nooit mekaar gepraat, nooit gekommunikeer nie, maar so hy gaan nou vir julle vertel hoe hy alles gedoen het en ek gee nou oor aan hom. Dankie, ons het al 'n redelike vol oggend gehad, so ek sal so vinnig as moontlik probeer. Ja, die kinders kan nou gaan. Okay. Goed. Wat baie duidelik is nie. Ek sal so vinnig maak as wat ek moontlik kan. Ek sal die 300 skyfies probeer afsny na 20 toe. Goed, so ons huidige webblad is al lewendig van 2019 af, net voor COVID geslaan het. So dit is tyd vir vernuwing in elk geval. Daar's nuwe dinge wat bykom en nuwe behoeftes wat die gemeente het. Soos Toby genoem het, ons gaan nou oorskakel nie net na 'n nuwe webtuiste in terme van inhoud en in terme van ontwerp nie, maar ook 'n nuwe platform wat hierdie kommunikasie dinge en administrasie en bestuur gaan vergemaklik. So
Ek gaan nie te veel in die detail ingaan nie. Een van die groot dinge wat ons probeer doen is om die volle inhoud van ons gemeenteboekie, wat jaarliks en kwartaalliks uitgegee word, lewendig te maak op die webblad. Natuurlik geskei in terme van wat se inligting is privaat, en jy weet, ons deel nie telefoonnommers en dinge op die webblad, tensy jy ingeteken is nie, en ek gaan meer daaroor ook sê, maar die idee is dat die webblad in die toekoms 'n lewendige weergawe van die gemeenteboekie is. Die gemeenteboek gaan nog steeds gedruk word en uitgegee word, maar dit word 'n lewendige blad. Ons doen ons vernuwing in 3 fases. Die eerste fase is net die nuwe webwerf. Dit is nou reeds gereed. Ek sal nou sê wanneer hy lewendig gaan. Die tweede fase is slimmer kommunikasie, soos hy genoem het, en daaroor sal ek iets sê, en dan die derde fase is om baie meer van die agtergrondadministrasie ook in dieselfde platform te hanteer. Goed, so die webwerf is hier, hy is tans sigbaar op daardie skakel gkbo.kala, dis KALAH.app. As iemand hierna dit probeer onthou, julle kan my maar vra. Dit gaan nou nie die uiteindelike skakel wees nie, dit gaan natuurlik die huidige skakel wees, maar dis waar hy getoets kan word. Dis klaar gedoen. Hier is net 'n vinnige kyk hoe die voorblad lyk, en al die dinge wat ons reeds op die webblad het, gaan reeds daar wees. Jy weet, nuus en gebeure en preke en media, maar alles bietjie slimmer as wat dit vandag is. Byvoorbeeld, die aflaai area is nie baie bruikbaar op hierdie stadium nie. Ons het dit nou baie verbeter, en dit is ook baie slimmer. As jy nou 'n soekwoord intik, dan kyk hy binne in dokumente en vind alle dokumente wat daardie soekwoord bevat. So baie slimmer aflaai area, en ook belangrike aflaai area wat met logins kan werk, sodat sekere groepe dokumente met mekaar kan deel wat privaat is net vir daardie groep, benewens die publieke dokumente. Dan ook ons binnekop struktuur in terme van die diensgroepe en die kerkraad wat altyd daarvoor is, het ons ook nou elektronies gemaak, so dit word gedryf deur 'n database, en soos amptenare verander of leiers van sekere diensgroepe, so sal hierdie spinnekop word lewendig op die bladsy gewys. So jy gaan altyd kan sien wie is nou in beheer van watter diensgroep. As jy ingeteken is met jou e-pos, sal jy ook daardie persone se kontakdetails hier kan sien. En in fase 2 sal jy hiervan af met hulle kan kommunikeer. Soos ek gesê het, ons representeer nou die gemeenteboekie op die webblad, maar jy moet inteken om die detail te kan sien wat volgens Poppy nie gedeel moet word publiek nie. Net 'n vinnige ding oor dood, ons almal haat nog stelsels waar jy moet registreer en nog passwords wat jy moet onthou, so die nuwe webblad se inteken werk nie met passwords nie. As jy geregistreer is as 'n gemeentelid, het ons reeds jou e-posadres, jy tik net jou e-posadres in, hy stuur vir jou 'n skakel, jy klik net op die skakel en jy is dan 'n sekuur ingeteken. Jy het nie nog 'n password te onthou nie. Ons gaan vir 2 weke die webblad daar beskikbaar stel, sodat julle kan kommentaar lewer of enige terugvoer gee, en dan gaan ons aan die einde van Junie lewendig gaan met die nuwe webblad. Goed, op die nuwe webblad sal julle, op die demo webblad sal daar so 'n terugvoer skakel wees. Asseblief, ons het nie e-pos en goed nodig, jy tik sommer net daarin wat jy sien en wat jy dink verander moet word of wat jy van hou. Goed, en dan fase 2 wat gaan oor die kommunikasie is so te sê klaar gebou. Ons is net besig om dit te toets en te verfyn. Ons hoop om teen Augustus met dit lewendig te gaan, en hier gaan dit oor vinniger, makliker kommunikasie tussen mekaar en vanaf diensgroepleiers na die res van die gemeente toe. Ons kan nou nie 'n tegnologie aanbieding doen in 2026 seker om sonder oor KI te praat nie, want dit is mos nou oral. En ons wil nie nou net deelneem daaraan omdat ons ook wil inwees nie. Ons wil die tegnologie wat daar is vandag gebruik om dinge te vergemaklik vir die gemeente. So, ons gaan 'n WhatsApp agent uitrol. Hier's 'n paar voorbeelde van wat dit sal kan doen. Sê nou maar 'n lidmaat kan 'n vraag vra, hoe laat is Sondag se diens, en kan inligting daaroor kry. Zia, as die jeugleier sal byvoorbeeld kan sê ek wil 'n nuwe geleentheid skep. Die KI sal 'n paar vrae vra, en as al die vrae beantwoord is, dan word die geleentheid geskep op die webblad en is dadelik oop vir registrasie. Huidiglik is dit 'n paar oproepe, e-posse na Jenny toe, partykeer na my toe. Verskeie mense moet betrokke raak nie, om net een ding te skep op die website. Dis nie nodig in 2026 nie.
Dit is ook secure in die sin van as iemand wat nou nie gemagtig is daarvoor is nie met die ding praat en vir hom sê, doen gou vir ons iets, dan gaan hy sê, baie vriendelik, jammer, jy is nie gemagtig daarvoor nie. Vra permissie asseblief. Hier is nog voorbeelde, sê nou maar Ingrid, met die tee en koffiedienste, hoef nou nie meer lyste by te hou en te kyk aan haar nie, sy kan dit sê, herinner asseblief, komende Sondagse mense, die databasis weet wie se diens dit is, hy het al die kontakdetails, en hy stuur net 'n boodskap om hulle te herinner, en hy sê, daar, ek het 6 vrywilligers herinner van komende diens, Sondagse dinge. Dominee Jaco kan sê, herinner asseblief al die hoërskoolouers van die komende whatever event, en hy weet wat aangaan. Weereens, net die mense wat gesê het, ek wil graag so gekontak word, sal gekontak word. As jy nie wil nie, dan sal jy nie. Laaste voorbeeld, dink ek, is sê nou maar iemand wil iets in die boodskapper plaas, is ook 'n redelike proses nou, stuur net die aanhegsel, dit word aangeheg, en ons bou die boodskapper outomaties daar uit. Goed, so, asseblief, gaan kyk die volgende 2 weke na daai skakel, los julle kommentaar en hou dop dan einde Junie sal die eerste fase lewendig gaan, Augustus die tweede fase. Baie dank vir julle tyd.